Jou sielskoffie met 'n verskil. Ek is mal daaroor om persente oop te maak. Om 'n geskenk te kry, laat my altyd spesiaal voel, want dit beteken iemand het die moeite gedoen om met sorg spesiaal net vir my iets uit te soek as 'n geskenk. Dit sê vir my dat daardie persoon aan my dink en ook lief is vir my. God het vir ons elkeen 'n baie spesiale geskenk gegee. Ons noem dit 'n gawe. 'n Gawe is iets wat jy natuurlik goed doen met die minste moeite. Soos byvoorbeeld om mooi te kan sing, of goed te skilder, of kreatief te wees, of 'n natuurlike grapjas. Dalk is jy goed met syfers, motors regmaak of houtwerk. 'n Geskenk spesiaal aan jou gegee en dit maak jou uniek. Dan is daar 'n gawe wat ons almal ontvang het en dit word genoem 'n goeie verbeelding. Jy weet nie, Albert Einstein het eenmaal gesê, verbeelding is die voorskou van die lewe se komende aantrekkingskragte. As jy mooi daaroor dink, sal jy besef dat dit die waarheid is. Want alles wat ons in hierdie wêreld sien, is as gevolg van iemand se verbeelding. Iemand het eendag op 'n foon gesels en 'n behoefte gehad om met daardie foon op die stoep te gaan sit en gesels. Maar die foon het 'n draad gehad en dit was onmoontlik. So het koordlose fone en selfone ontstaan, omdat iemand die behoefte daaraan gehad het en dit in hulle verbeelding kon sien. Net so was iemand eendag moeg van stap en kon 'n petrol aangedrewe voertuig in hulle verbeelding sien as die volgende stap. En so het motors ontstaan. Die volgende een kon lugvervoer in sy verbeelding sien en dit het 'n werklikheid geraak. Verstaan jy nou hoekom ek sê dat jou verbeelding jou toekoms bepaal? Want jou verbeelding is die bewys van dinge wat jy nog nie kan sien nie, maar jou kan verbeel dat jy dit reeds het. Wanneer ek so in my verbeeldingswêreld wegsink, dan bring dit my hoop, en hoop versterk weer my geloof. Vader sê mos vir ons in sy woord, dat geloof die versekering is van die dinge wat ons hoop en nog nie kan sien nie. Daarom is dit belangrik dat ons verbeelding meer gebruik. Dis 'n goddelike gawe wat vir my en jou gegee is. Wanneer jy jou verbeelding gebruik, is dit net jy wat daardie prentjie kan sien. Niemand anders nie. So, jou verbeelding is eintlik God wat vir jou 'n voorskou wys van dit wat uit sy hand vir jou op pad is. Hoekom dink jy, bly jy jou verbeel dat jy in 'n bevorderingspos aangestel word? Want dis wat God vir jou wil gee. Hoekom dink jy, bly jy droom van 'n huwelik met 'n godvreesende man en pragtige kinders? Want dis wat God vir jou wil gee. Jy bly jouself verbeel dat jy jou eie besigheid besit en dit suksesvol bestuur. Dit is wat God vir jou wil hê. Onthou, Vader sê ook in sy woord dat hy net mooi en goeie dinge vir ons beplan en dat hy vir ons hoop en 'n toekoms wil gee met baie voorspoed. Dis 'n belofte wat God vir ons elkeen maak, omdat hy ons so lief het en vir sy kinders net die beste wil gee. Ek wil jou dus aanmoedig om jou verbeelding meer te gebruik, want dit gee hoop en moedig ons aan om beter te wees. Geloof
is die enigste ding wat God behaag. En ons verbeelding versterk ons geloof. Daarom is dit beslis 'n gawe wat ons saam met Jesus moet ontwikkel om uiteindelik by Vader se plan vir ons elkeen se lewe uit te kom. Mag jy 'n verbeeldingsryke week hê.